Goeiemôre geliefdes, en wat 'n voorreg om met u vanmiddag te kan gesels by hierdie derde geleentheid van ons Paasfeesvieringsweek, en dit is vandag die 15 April en dis Dinsdagmiddag hier by my, en wat 'n voorreg om saam met u te kan stil word aan die voete van die Here op hierdie besondere dag. En mag die Here vir ons begelei om te hoor wat hy met ons elkeen wil deel deur die werking van sy Gees. Liefdes, vandag sit ons hier in my studeerkamer en hier by my is die kers wat ek elke dag ook aansteek. Hierdie kers word in die oggende reeds aangesteek, partykeer word ek hier stil. Hier is 'n bankie hier waar ek sit. Hier is my ouma se Bybel wat sy gekry het met haar aanneme baie jare gelede. En dan aan die agterkant van my is daar 'n fonteintjie en hier's 'n bankie aan die buitekant ook waarby ek stil word in die môre. Maar dis kom hierdie kers reeds brand. Kers brand in getuienis daarvan dat die Here die lig is op ons pad en dat hy ons begelei en teenwoordig is ook natuurlik in ons lewens altyd waar ons gaan. Daarom is die kers reeds aangesteek en dan vanaand later as ek klaar is met waarmee ek besig is deur die dag, dan kom ek en ek blaas dan die kers uit, daarom brand hy reeds. Liefdes, kom ons word stil en kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die voorreg om aan die voete te kan stil word. Dankie dat ons u kinders kan wees en bid ons nou, Here, dat u ons sal begelei deur die krag van die Gees om te kan hoor wat u met ons elkeen wil deel vandag in ons elkeen se uniekheid. Ons verstaan dikwels anders, hoor anders, sien anders, ervaar anders. En vra ons, Here, vanmiddag dat u ons sal begelei na ons elkeen se gees en hart, soos wat u dit aan ons gegee het. Dankie vir die wonderlike voorreg om u te mag ken. En dankie, Here, dat ons in u teenwoordigheid mag wees en dat u ons innooi om deel te mag wees van u teenwoordigheid. Ek bid ook, Here, dat u vir ons die krag gee, dat ons sal bewus wees van waar ons nou sit, met wie ons besig is en wie met ons besig is. Ek bid ook, Here, dat u ons sal help, dat ons harte vir u sal oopmaak, sodat ons kan hoor wat u met ons elkeen wil praat. Dankie vir die wonderlike voorreg om vanmiddag hier te mag wees en te hoor dit wat u met ons wil gesels. Amen. Geliefdes, dit is 'n voorreg om baie keer in hierdie lewe te mag wees. Maar die lewe is ook nie sonder uitdagings nie en is nie altyd 'n maklike pad om te loop nie. Ons elkeen het 'n bepaalde lewensreis en ons lewensreis is nie een dieselfde nie. En hierdie lewensreis van ons is eintlik maar in 'n groot mate, maar ook 'n pelgrimstog. 'n Pelgrimstog waar ons van kleintyd af begin om onsself te ontdek en ons plek in die lewe en die doel van ons bestaan en die sin van die lewe. Hierdie pelgrimstog ontdek ons nie net onsself nie, maar ons ontdek ook ander mense om ons en hopelik ook iets van die Here. Hierdie sin van die lewe en hierdie reis waarmee ons besig is, hierdie pelgrimstog, is nie altyd net maklik nie. Partykeer is dit gewikkel in 'n swaar stryd wat baie moeilik kan wees. Baie uitdagend. Partykeer vir jou sal ek voel, jy wil terugdeins van hierdie lewe af, jy wil nie meer deel wees van hierdie pelgrimstog, van hierdie reis nie. Dat dit net sal stop. En ander keer is die lewe weer lekker en die reis is goed en is mooi en is aangenaam. Maak nie saak in watter deel van hierdie lewe jy reis nie, maak nie saak in die goed of die sleg of die moeilik nie.
In hierdie reis ontdek jy iets van jouself, sin van die lewe, jou bestaan, jou rol, en dikwels ook iets van God en ander. My lewe, persoonlike lewe, die reis waarmee ek tans besig is, wanneer ek stil word aan die voete van die Here, kan ek nie anders as om te bely en te erken dat die Here in my lewe betrokke is. Maak nie saak wat die stryd is wat ek in gewikkel is nie. Die Here is naby en hy is by my. Maar wanneer ek baie keer in my kop ingaan, ek begin stoei met die lewe en die reis waarmee ek besig is, dan begin ek myself verloor, ek begin voel, God is ver. Net om later weer te besef, maar die Here was nog altyd naby, nog altyd by en gewikkel saam met my in hierdie reis, die uitdagings en in die goeie dinge, want baie van die goeie dinge is ook uitdagings, net so slegte dinge uitdagings is. Goeie dinge is soms baie keer verleidelik. Baie keer het ons die goeie dinge liewer as wat ons vir God het. Ek dink sommer net aan Augustinus van Hippo wat praat oor die lewe, die lewensreis, die pelgrimstog, die geloofslewe van 'n gelowige mens en die reis van 'n gelowige mens. In sy Confessiones en ook so in sy De Civitate Dei, ekskuus, op my tong so 'n bietjie daar. Gebruik hy hierdie metafoor van God se hemelse koninkryk en sy hemelse huis, waarin God woon, die stad van die Here. En dat hy al wat hy voor oë het, is dat hy op reis is na God in hierdie stad. Civitas Dei, die stad van die Here waarin die Here woon, waar die Here is. Hy sien hierdie pad van die gelowiges vol beproewings en vol uitdagings. Maar dat hy te midde van dit uitsien om met die Here een te wees, in 'n verhouding te staan met hom. En so ook met ander op reis na hierdie bestemming van die Here. Ek sien die reis van die lewe soos in 'n vorm van 'n voetpad. 'n Voetpad, 'n veldpaadjie wat hier deur die bos gaan en as jy vir jare lank op dieselfde plek groot geword het en jy loop elke dag met hierdie voetpad, gaan jy in hierdie voetpad beweeg deur verskillende, terwyl jy hierdie voetpad stap, deur verskillende seisoene van die lewe. Partykeer gaan dit lente wees en die veld gaan heerlik groen wees en die natuur gaan blymoedig jubel en die veldblomme sal pruik oralste en bome wat bot en die geur in die lug, maar ander kere gaan dit winter wees en die veld droog en partykeer gaan die veld dalk brand. Partykeer gaan dit reën en daar gaan wind wees en stof partykeer en die pad moeilik om te stap. Die gedeelte wat ons vanmiddag gaan saam lees, is 'n gedeelte wat u baie goed ken. Gaan oor 'n gedeelte van Abraham en Sara hier en dat hulle besig was met hierdie reis van die lewe, hierdie pelgrimstog waartoe God hulle geroep het. Ek gaan nie alles lees vanmiddag nie, maar die gedeelte waaroor ek met u wil praat is van Genesis 12 vers 1 tot en met vers 21. Jy kan dit later self gaan lees. In hierdie gedeelte kom die Here en hy roep vir Abraham. En hy laat Abraham wegtrek van Haran af waar hy gebly het en geboer het. En Abraham gehoorsaam aan die Here, pak sy boerdery op en hy gaan in die rigting waarin God hom stuur en dis na Kanaan.
En ek wil u nooi nou om saam met my te lees uit Genesis 12 uit, waarvan ek net 'n enkele gedeelte gaan lees. En die gedagte, die tema-gedagte vir vanmiddag, tot eer en seën van die Here, soos wat die Here dit in my hart gelê het. Kom ons lees saam uit die woord van die Here. Die Here het vir Abraham gesê: trek uit jou land uit, weg van jou mense af en jou familie, na die land toe wat ek vir jou sal aanwys. Ek sal jou 'n groot nasie maak. Ek sal jou seën en jou man van groot betekenis maak en jy moet tot seën wees. Ek sal jou seën, ek sal jou seën, sal ek seën. En ek sal hom vervloek wat jou vervloek. En jou sal al die volke van die aarde geseënd wees. En Abraham het toe weggetrek, gehoorsaam aan die woord van die Here, en Lot saam met hom. Abraham was 75 toe hy uit Haran weggetrek het. Hy en sy vrou Sarai en sy broerskind Lot en al die besittings wat hulle bymekaar gemaak het en al die slawe wat hulle in Haran aangeskaf het, saamgevat en hulle het weggetrek na Kanaan toe. En nadat hulle in Kanaan aangekom het, het Abraham deur die land getrek en by Sichem se aanbiddingsplek by die groot waarsêersboom. In daardie land, in daardie tyd, het die Kanaaniete die land bewoon. En toe die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê: aan jou nageslag gee ek hierdie land. En Abraham het daar 'n altaar gebou vir die Here wat aan hom verskyn het. En van daar af het Abraham verder getrek na die bergwêreld toe, oos van Bethel, waar hy 'n tent opgeslaan het, met Bethel aan die weste kant en Ai aan die ooste kant. En daar het hy 'n altaar vir die Here gebou en die naam van die Here aangeroep. En toe het Abraham kamp opgebreek en al gaande na die suidland toe versit. Daar was hongersnood in die land, 'n baie swaar hongersnood, en Abraham het na Egipte toe vertrek om daar 'n heenkome te vind. En ek lees net tot daar, dit is vers 10 tot waar ek gelees het, u kan maar die res verder gaan lees. Dit is 'n baie interessante reis wanneer 'n mens dink aan hierdie reis van Abraham. In hierdie gedeelte kom die Here en hy roep vir Abraham om weg te trek uit Haran uit, waar hy 'n suksesvolle boerdery besig was om te bedryf. Dit het met Abraham goed gegaan daar. En hoewel hulle geen kinders gehad het nie, het hulle 'n goeie lewe gelei. En dan kom die Here en hy roep vir Abraham. En hy sê vir Abraham om te trek vanaf Haran na Kanaan. En dan staan daar in die woord van die Here, Abraham was gehoorsaam gewees, hy het opgepak en hy het getrek na Kanaan. En dan kom hy in Sichem aan by die groot waarsêersboom en daar rig hy 'n altaar op en die Here verskyn aan Abraham en hy sê vir Abraham: ek gee hierdie land Kanaan in jou besit. Van daar af trek Abraham na Bethel toe en daar bou hy weer 'n altaar, nog 'n altaar, en hy roep die naam van die Here aan by Bethel. Daarna breek Abraham kamp op en hy begin al hoe meer suidwaarts trek na Egipte toe. Want daar was groot hongersnood in die land. Ek dink as 'n mens aanvanklik hierdie verhaal lees en jy luister net na die eerste gedeelte van hierdie verhaal, dan sal jy dink, maar die Here wil vir Abraham 'n beter plek gee om sy boerdery te gaan bedryf. Miskien was sy boerdery besig om uit te bom, om uit te brei en miskien het hy meer grond nodig gehad.
Miskien was dit 'n gedagte met Abraham. Hy kon nie bel Kanaan toe om te gaan hoor, maar hoor jy so, hoe lyk die dinge daar aan die ander kant? Is die grond reg? Hoe lyk alles daar? Nee, Abraham pak op en hy trek soos wat die Here vir hom vra. En nou het hy self gehoor. Hy kom in Sichem aan. Hy bou 'n altaar, die Here verskyn aan hom, die Here sê vir hom, ek gee die land aan jou. En ek kan dink, Abraham kyk so om hom rond en hy dink, o genade, hier is nie kos vir my diere nie, hier is hongersnood. En dan trek hy na die bergwêreld toe, na Bethel toe, en die hoop, miskien kry hy daar kos. En daar is dit nog erger. En Abraham pak op, en Sarah sê, sy gaan nie daar bly nie. En dan trek hulle Egipte toe. Waarom het die Here vir Abraham laat trek? Waarom dink jy het hy hom laat trek? Jy sien, dit gaan alles oor die verbondsbelofte van God. Die verbondsbelofte wat hier staan is, trek uit jou land uit, weg van die mense en jou familie af, na die land toe wat ek vir jou sal aanwys. Ek sal jou 'n groot nasie maak, ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak, en jy moet tot seën wees. Jy sien, die Here laat Abraham trek, om watter rede? Met 'n roeping. Die Here sê nie net vir Abraham hy moet trek nie, hy stuur hom met 'n roeping, hy stuur hom as te ware na Kanaan, om tot seën te wees. Die Here sê in daai gedeelte, ek sal jou groot nasie maak, ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak. Jy moet tot seën wees. Jy sien, dis wanneer ons 'n mens van betekenis maak, dit is wat die sin van die lewe is, wat die lewe betekenisvol maak, te midde van die tragedies van hierdie lewe. Om tot seën van die Here te wees en die Here te dien is nie altyd maklik nie. Maar die Here kom in hierdie gedeelte en hy sê om 'n mens van betekenis te wees, 'n kind van hom van betekenis, is om tot seën van die Here te wees, om 'n salwing en 'n seën van die Here te wees, daar waar hy jou heen stuur. Heen stuur is nie net om van Pretoria af te trek na 'n nuwe dorp toe nie. Heen stuur is om van die oggend op te staan, skool toe te gaan, werk toe te gaan, winkels toe te gaan, om daar tot seën en tot eer van die Here te wees. Om tot seën van die Here te wees, tot eer van die Here en 'n salwing en seën te wees vir ander mense. Moet jy leef na God se hart. En dan sal jy bedoel, dit wat jy bedoel is om te wees, ook word. 'n Seën tot eer van God. Jy sien, die seën gaan nie oor die materiële dinge wat ek en jy van God af kry nie. Dit gaan oor wie ek en jy is in ons. Dit gaan nie oor wat ons het in ons hande nie, dit gaan oor wat in ons harte leef. En as ons harte seën en salwing van die Here is, waarmee hy ons seën en salf, sal ons tot seën en salwing wees vir hom. Gaan is 'n roeping. Wees is 'n roeping. Roeping van die Here. Tot eer van hom. As gestuurdes van hom. Die Here kom in hierdie gedeelte en hy stuur vir Abraham om tot seën te gaan wees. Na 'n land toe wat in hongersnood is. Abraham het al die middele, Abraham het kos by hom.
En dan kom Abraham en hy sê, nee, ek gaan nie hier bly nie. Sarah sê, nee, hy sê ook nie, hulle trek. Hulle gaan terug Egipte toe. En dan in Egipte vind hierdie tragedie plaas waar Abraham jok om sy eie ontwil, sy siel verkoop tot voordeel van homself, want hy gee sy vrou Farao, waar hy jok en hy sê, dis my suster. En dan is Farao so bly oor hierdie vrou, wat Abraham vir hom gee, en hy seën Abraham met 'n klomp besittings. Verkoop ons nie baie keer ons siele vir aardse goed nie. En dan roep ons en beroem dit of beroep dit dat dit seën is van die Here. Maar in meantime het ons siele verkoop. Rig ons altare op vir ander dinge in plaas vir die Here. En dan word Abraham en Sarah uit die land uit gesit, as Farao agterkom, maar hier is 'n probleem. Net om waarheen te gaan, geliefdes, terug Sichem toe, waar die Here aan Abraham verskyn het. Sien, ons vertrou God nie altyd nie. Maar die omstandighede wat om ons gebeur en wat aan die gang is, maak dat ons nie altyd vertrou nie. Dit voel vir ons is nou op 'n verkeerde plek. Dit voel vir ons of ons nie mooi geluister het dikwels nie. Jy sien in hierdie verhaal dat my sommer dink aan Kanaan, die land van melk en honing. Waarna toe God die volk Israel hoeveel keer gelei het? Net om elke keer weer weg te trek van Kanaan. Kanaan was nie maanskyn en rose vir Abraham en Sarah nie. En toe hulle terugkom in Kanaan, toe tel Lot se arbeid en Abraham se arbeid moeilikheid op met mekaar. Hulle begin stry oor weiding en Abraham sê, Lot kies vir jou 'n stuk grond en hy kies vir hom 'n stuk grond, Sodom. Mooi, pragtige aarde, groen gras aan die ander kant van die draad. En Abraham boer hierdie gedeelte waar hy was. En later, jy ken vir Sodom en Gomorra en wat daar gebeur het en wat met Lot gebeur het. Lot word weggevoer en Abraham moet sy 318 man moet Lot gaan red. Jy ken die verhaal van Sodom en Gomorra. Baie keer dink ons is in hierdie mooi, pragtige gedeelte, maar eintlik is dit net Sodom en Gomorra. Baie keer dink ons is 'n salwing en die seën vir die Here en ons dien die Here, maar eintlik is ons besig met mammon. Ons is besig met offers vir ander gode. Jy sien in hierdie gedeelte is God baie duidelik. Hy roep vir Abraham met die opdrag om vir hom te sê, ek sal jou seën en jy moet tot seën wees. Dis 'n spontane reaksie wat uit ons uit moet vloei. Dis 'n natuurlike reaksie wat moet uit ons vloei. Geliefdes, dis nie 'n tiende nie. Dis nie Jakob se belofte wat hy kom in Genesis 28 daarvan in vers 13 wat hy vir die Here sê, maar ek sal u seën met dit waarmee u seën, met 'n tiende daarvan sal ek u seën. Dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor spontaniteit. Natuurlike spontaniteit. Dit gaan nie oor wat jy in jou hande het nie, dit gaan oor wat in jou hart leef. Die salwing en die seën, my boetie en sussie in die geloof, is ek en jy. Dit wat God ons maak deur die werking van sy Gees. Gedurig deur is ons besig met ons eie dinge en eie planne en ons probeer vir ons 'n heenkome bou in hierdie lewe en dis nie verkeerd nie, maar dit moet nie ons alfa en ons omega wees nie. Dit gaan oor salwing en 'n seën vir die Here wees. Gedurig deur kom Abraham en Sarah en probeer hulle eie lewe lei.
en reël. Hulle bid tot die Here, maar is besig met ander reëlings. Toe die Here kom en hy sê vir Abraham, ek sal jou groot nageslag gee, gaan hy en hy gaan slaap saam met Hagar, die slavin, en Ismael word gebore. En die tragedie wat daaruit gevolg het, is dat later toe Isak kom, moet Hagar en Ismael gaan. Die opdrag, interessant, Abraham sê vir Ismael, gaan wees 'n salwing en 'n seun. Tragedie wat met Hagar en Ismael gebeur het in die woestyn, waar Hagar op 'n stadium gesê het, my kind eenkant gesit en sê dat hy liewerste sterf. Maar die Here kom en voorsien weer eens. Ons eie plannetjies wat ons soms maak, sonder om God te raadpleeg, en loop uit op 'n probleem, en dan blameer ons God daarvoor, of ander. Die opdrag van die Here in hierdie gedeelte is vir Abraham om na Kanaan toe te gaan en 'n salwing en 'n seun te gaan wees vir die Here. Abraham struikel, net soos wat ons dikwels doen. Liefdes, ek wil afsluit en ek wil kom by die gedeelte waar die Here vir my ook in my hart gelê het, en daarmee wil ek u los. Baie keer verlaat ons die teenwoordigheid van God. Baie keer mis ons die punt. Die Here stuur ons, die Here lei ons. Baie keer verlaat ons Kanaan en gaan na Egipte. Sien, dit gaan nie oor Kanaan in die land van melk en honing nie. Dit gaan oor om 'n salwing en 'n seun vir Here te wees. Waar jy ook al gaan, altyd in jou lewe. Ek dink aan Jesus in die gesprek wat Vader, Seun en Heilige Gees moes gehad het, en die Here wat, soos ons nou die aand gehoor het, na hierdie wêreld toe gekom het. Die hemelse paleis verlaat het om na hierdie wêreld toe te kom het. Amper soos Abraham moes strek weg na Kanaan toe, kom Jesus aarde toe. Word in 'n eenvoudige lewe gebore. En dan leef hy en beleef hierdie lewensreis van hom, hierdie pelgrimstog. Die hoop was dat die mens hom so aanvaar en lief hê, maar ek ken die verhaal en die werklikheid daarvan. Hy sterf wreed gemishandel aan 'n kruis vir my en jou. En baie keer staar ons vas aan hierdie wrede daad wat dit ook was, want dit is wreed. Op 'n baie keer staar ons vas in die wreedheid van hierdie lewe. Die onmenslikheid. En dit verdoesel die feit dat die Here ons geroep het en gestuur het om 'n salwing en 'n seun vir hom te wees. Dit kom onderdruk God in ons hart. En wie ek en jy eintlik kan wees, bedoel is om te wees. 'n Salwing en 'n seun vir die Here, tot eer van God. Ek dink sommer aan 2 Korintiërs 8, vers 5, vers 10, vers 13. Voordat die Macedoniërs begin het om enigiets te doen, het hulle self gewy aan die Here. Hulle self beskikbaar gestel, en kom die Here en hy sê daar is die goeie wil daar is, en die wat te min gehad en die wat bietjie gehad en te min gehad, en die wat baie nie te veel nie. Here vra nie van jou wat jy nie het nie. Hy kom in hierdie gedeelte en hy sê vir Abraham, ek sal jou seën, sodat jy tot seën kan wees.
Hy sê, ek sal seën en salwing invest in jou as 'n mens. Om 'n salwing en 'n seën vir die Here te kan wees. En geliefdes, jy kan dit net wees as jy die Here van harte liefhet. Matteus 6 vers 5, jy ken dit so goed. Hy kon daar geen wonderwerk doen nie, hoewel hy 'n paar siekes die hande opgelê het. Die wonderwerk is om God te aanvaar en lief te kry. Maar soek al hierdie ander goed. Dis die grootste wonderwerk wat ooit met jou kan gebeur is om die Here lief te kry, en dan sal jy 'n salwing en 'n seën van die Here wees, spontaan. Dit gaan nie oor wat jy in jou beursie het nie, dit gaan oor wat in jou hart is. Dis waaroor dit gaan. Daarom stuur die Here in daai selfde Markus 6 van vers 7 tot 12 die disippels uit en sê vir hulle, los jou klere en vat nie 'n reissak en beursie saam nie. Waar jy ontvang word, bly daar, maar waar jy nie ontvang word nie, skud self die stof van jou voete af. Psalm 37 vers 5 wat sê, laat jou lewe aan die Here oor. Psalm 73, daar by vers 27 rondbaar, waar die psalmdigter Asaf kom en hy sê, daar is vir my niks meer belangriker in hierdie lewe as U nie. In die hemelruim is daar vir my niks belangriker as U nie. Psalm 119, waar die Here waar die psalmdigter kom en hy daar baie duidelik sê, om U te ken is my rykdom. Om U wil te doen is my rykdom. Psalm 51, waar die Here kom en sê, ek soek nie hierdie goed, Psalm 50, ek soek nie hierdie goed van jou nie, sien jy dat ek dit eet? Wat ek soek is jou hart, en die opregtheid daarvan. Die salwing en die seën van ons Here Jesus Christus is nie net aan die kruis of in die bloed van ons Here nie. Wat uit hom uitkom, die bloed, is wat in hom was, liefde en is. Wat die lewe nie uit hom uit kon slaan nie. Maar soms kom die lewe, hierdie pelgrimstog van ons, en kom druk die lewe uit ons uit. En dan is ons nie meer 'n salwing en 'n seën vir die Here nie. Liefdes, kom ons gaan wees daardie salwing en die seën van die Here, maar maak ook ons harte oop om die salwing en die seën van die Here te ontvang, om dit te gaan wees ook in ons lewens, tot eer van ons. Nie om iets terug te verwag nie. Kom ons gaan wees wie ons spontaan en natuurlik is, in die naam en in die krag van die Here. En die verbond wat hy met ons gesluit het, sê, ek sal jou seën. Kom ons gaan wees daardie seën. 'n Mooi middag en 'n mooi aand vir elkeen. Kom ons bid saam. Dankie Aba Vader vir hierdie wonderlike geleentheid, en ek wil net 'n paar woorde bid. Dankie dat U ons salf en seën. En Here, gee vir ons die krag om 'n salwing en 'n seën tot eer van U te wees. Dankie vir die voorreg om U te ken en lief te hê. Help ons om ons roeping te aanvaar en op te neem. As kinders van U. Ons prys U vanmiddag saam. Amen. Liefdes, genade en vrede vir U van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, die kragvolle werking van God se Gees. Hy gaan met U, sal U nooit laat gaan nie, sal jou nooit in die steek laat nie. Maar wees in vrede en liefde en barmhartigheid, 'n salwing en 'n seën van die Here, wat getuig van sy genade. Amen.